blaai en dan lees ons saam. In Matteus 27 vers 57. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem, het met skoon linne toegedraai, het in sy nuwe graf gelê, wat hy in die rots uitgekap het. Nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. En Maria Magdalena was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die graf gesit. En Maria Magdalena was daar en die ander Maria, hulle reg voor die graf gesit. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Gee dan bevel dat hierdie graf verseker word, tot die 3de dag toe. Dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie. En vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit, soos julle dit verstaan. En hulle het gegaan en die graf verseker, deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, wat 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol. En daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom, het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engele antwoord en sê vir die vrou, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê en hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle meteen steë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam met die ouderling vergader en die raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel, terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal versprei onder die Jode tot vandag toe. Net tot sover. Kom ons bid saam. Watter dag is dit nie vandag nie, Here. Dankie vir die woord van die Here wat ons kan lees, kan vashou en weet die woord wat ons lees, elke vers, elke hoofstuk, elke lyn, Here, is die waarheid dat Jesus Christus het opgestaan. Ons glo in hierdie woord vanmôre. Ons staan op hierdie woord vanmôre, Here, en ons weet dis die waarheid. Seën hierdie woord, Here, aan ons binneste vanmôre. Mag ons dit saam met ons dra, Here, hierdie oorwinning aan die kruis in Jesus naam. Amen. In die woorde van S.M. Lockridge het 'n gedig geskryf. Hy was 'n baptiste predikant gewees in die laat 50s, maar hy het 'n gedig geskryf wat vir my nogal so na my hart is, wat teken, die gedig se naam is That's My King. Dit sê, Jesus praying, Peter sleeping, Judas is betraying, but Sunday is coming. It's Friday, Pilate struggling, the council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday is coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary is crying. Peter is denying. But they don't know that Sunday is coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scarlet. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday is coming.
It's Friday. See Jesus walking to Calvary, his blood dripping, his body stumbling, and his spirit's burdened. But you see, it's only Friday, but Sunday is coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning, and evil is grinning. It's Friday. The soldiers nail my Savior's hands to the cross. They nail my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday is coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. The Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know. It's only Friday. Sunday is coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's only Friday, but Sunday is coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost. Death has won. Sin is conquered, and Satan is just laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is Friday. Sunday. Sunday is coming. Vandag is Sondag en ons celebrate die opstanding van ons koning Jesus Christus aan die kruis. Halleluja. Hy regeer, hy lewe. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 14 skryf hy en hy sê, dis kom hierdie dag vir my belangrik is. Dit is vir my 'n groot dag. Ek is so dankbaar Dok Ray het gesê kansel of Vrydagoggend dan Paasnaweek is vir hom 'n belangrike dag en hy wil in die huis van die Here wees. Die gesprek wat ek en my gesin op in die kar gehad is vir ons ook dieselfde. Ons glo, Paasnaweek wil ek in die huis van die Here wees. Maar dit is net vir my weer 'n reminder dat Jesus Christus lewe en hy het opgestaan uit die dode. As dit nie vir hierdie dag was nie, 1 Korintiërs skryf Paulus, hy sê 15 vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons preding vergeefs en ook julle geloof. As dit nie vir hierdie dag was nie. Filippense 3 vers 10 skryf hy en hy sê, sodat ek hom kan ken, halleluja, en die krag van sy opstanding, Filippense 3 vers 10, hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, mag ons Jesus Christus ken, as ook hom ken in die krag van sy opstanding, kerk, halleluja, Jesus lewe, en hy het opgestaan uit die dode, halleluja. Ek wil vanmôre in hierdie prentjie, dis die vinnigste en die gouste prentjie wat ek kon kry vanmôre, so verskoon dis die grafgedeelte wat vanmôre hier uitgebeeld word, die steen wat voor die graf gerol is, en something het gebeur. Ons sien die prentjie en die woord leer vir ons so mooi en duidelik, dit wat voor die graf gebeur het. Mense het geween, maar ek wil vanmôre iets verklaar. Daar is twee kante van hierdie graf. Daar is twee kante wat ons vanmôre na gaan kyk. Aan die een kant is die disippels het weggeraak. Dit is die disippels het gehardloop en mense ween, mense huil. Daar's donkerte oor die aarde. Dis nie 'n mooi prentjie nie. En hier staan wagte voor hierdie graf. Dis verseël. Maar daar's iets agter hierdie wat ek vanmôre met u wil deel vanmôre. Die steen wat plus minus het ek gaan kyk en navorsing doen dat hierdie steen wat voor die graf gerol was plus minus tussen 1.5 en 2 ton sou weeg. Dis die grootte van hierdie klip. Dit vat 'n paar manne om hierdie steen te gerol het. En ons het nou gelees iets wat vir my so my hart getref het, dat hulle het seker gemaak dat hierdie graf verseël was. Hy moes toe wees. Ons moes wagte kry. Nou, dit voel vir my hart dat die vyand alles in sy vermoë gedoen het om dit wat agter hierdie klip is, daar te hou en dit te verseël, dat niemand ooit weer daaroor sou praat nie. Maar hulle het nie geweet dat die plan van die koning van die konings was, soos wat hy gesê het, op die 3de dag sal hy opstaan uit die graf uit nie, halleluja. Hy het dit verseël, hulle het verseël, die Griekse woord daarso is
Ek wil net gou die Engels lees, en hulle het gegaan, voor ek die Engels lees, en hulle het gegaan en die graf verseker, daai woordjie verseker, en in die Engels sê hulle, they made that tomb secure, sealing the stone and setting the guard. Die Griekse woord is sprachidzo, wat beteken, hulle het 'n legal seal gaan opsit, 'n wettige seël op daardie graf gesit. Hulle het hom gaan verseël met die autoriteit wat Pilatus vir hulle gegee het en gesê, gaan seël julle daai graf, dat Jesus en die lijk wat daar agter is, die Jesus wat gekruisig is, hy is daar agter, maar maak seker, julle seël hom, maak hom toe, sit wagte daar, en maak, maar kan ek gou net dit verklaar, jy kan nie, dink hoe mooi is hierdie prentjie, hulle het die rots van die eeue, in 'n rots gesit, en gedink 'n rots gaan hom kan terughou. Hy is die koning wat opgestaan het uit die dode. Hulle verseël dit, hoe duideliker en hoe meer moeite hulle gemaak het om die liggaam van Jesus te bære, hoe duideliker is die boodskap dat Jesus uit die dode uit opgestaan het. Halleluja. Hulle het dit probeer verseël en toemaak om te sê niemand gaan weer ooit oor hierdie Jesus praat nie. Verseël daardie graf. Maak dit toe. Maar ek wil vanmôre verklaar, gister was 'n dag wat Saterdag gewees. Hulle noem dit the Silent Saturday. Dis hoe dit bekend staan, the Silent Saturday. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om daardie graf te seël. Maar hulle het vergeet dat Jesus het gesê, Matteus 12 vers 40 het hy gesê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En ek wil vanmôre sê, dis die heel eerste ondergrondse beweging. In die hart van die aarde. Ons sien dit wat gebeur en afspeel voor hierdie steen. Ons sien wat afspeel hier, maar ons weet nie. He's a God that works behind the scenes. Hy's 'n God wat werk in die agterkant. In die agterkant is dinge aan die gang, is dinge aan die gebeur. Aan die agterkant, voor lyk dit, alle hoop is verloor. Voor lyk dit is verby. Dis donker het die woord gesê. Dis nag, man. Jesus is dood. Mense ween. Maar aan die agterkant van hierdie steen is dinge aan die gebeur. Something happened. En mag ek vanmôre, ek wil dit die dode vaart van Jesus noem. Iets het gebeur aan die agterkant van hierdie steen voor hulle dit oopgeskuif het. Halleluja. Die eerste plek wat Jesus besoek het terwyl hy in die steen was, terwyl hy in die graf was die paradys. Nou kan ek net sê, die woord leer ons, onthou, toe Jesus sterf het hy vir die misdadiger gesê dat vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou dink gou hieroor, wat die vyand nie bo grond gesien het nie, is dat ondergrond het Jesus na die paradys toe gegaan en hy het ingestap as Jesus Christus binne in die paradys en daar was almal van Adam af wat daar in die paradys was en hy sien hulle, Adam, hy sien vir Josef, hy sien vir Dawid wat liedere oor hom geskryf het, hy sien vir Jakob, hy sien vir Jesou, hy sien vir Esther hulle, hy sien al daai mense, selfs het hy gesien dalk vir en hierdie man, skies wat saam met hom en nou net ingekom het, hier stap hy is nou net gered, en hier stap hy saam met hulle in die paradys, en ek wonder dat hulle my gevra, wat soek jy hier? En dis genade, en hier stap hy saam in die paradys in. Ek wonder, daar was dalk Sadrag, Mesach en Abednego. Gesien, maar hier was die 4de man wat saam met ons in die vuur was. Almal sien vir Jesus, Abraham, Isak, Jakob, Samson, Esther, noem hulle vandag. En hier is 'n paar dinge wat gebeur. Jesus kom daar en hy stap binne in die paradys in. En hier is almal saam met Jesus. Ek wonder wat het daai moment gebeur. Wat se vrae het hulle gevra? Waaroor het hulle gepraat terwyl Jesus in die paradys was? Jesus was nie dit in die paradys gewees nie, maar die tweede plek waar hy was in Hades, die doderyk. Die woord van die Here leer vir ons in Hebreërs 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, hy het ook op hom dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. Kolossense 2:15 sê, nadat hy, kan ek gou hierdie sê, hy was in die doderyk gewees.
nadat hy wat gedoen het in die doderyk. Kolossense sê vir ons, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Halleluja. Die Engel sê dit nog mooi. Hy sê, having disarmed principalities and powers and made a public spectacle of them, triumphing over them in it. So wat het Jesus gaan doen daarso? Die woord leer ons, Openbaring leer ons, die Openbaring 1 vers 18, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Toe Jesus daar was, het die sleutels van die doderyk en die dood. Maar bo grond is dit trane, bo grond is dit hooploos, bo grond is die mense besig om te ween, want Jesus is dood. Dis verseël. Maak toe. Bære dit. Niemand moet weer hieroor praat nie. En Jesus was in die paradys. Hy's in die doderyk. Die woord van die Here leer vir ons 'n derde plek waar Jesus was. Hy het afgegaan. Hy was in, die woord leer ons in Afrikaans, in die hel. Maar die regte woord is die woord Tartarus. Jesus het gegaan en hy was in Tartarus gewees. Om wat te doen? Om wat het Jesus in die hel gaan maak? In Tartarus. Wat as God die engele wat gesondig het nie gespaar het, in 2 Petrus 2 vers 4. Wat as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel en bewaring gehou te word. 1 Petrus 3:18 sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, en wie hy ook heen gegaan en gespreek het vir die geeste in die gevangenis. Toe Jesus daar was, het hy wat gaan doen? Hy het vir hulle gaan preek, nie om tot bekering te kom nie. Die woordjie preek, daar is die Griekse woord keruso, wat beteken, hy het gaan proklameer in die ondergrond, dat hy die koning van die konings en die Here van die leerskare is. Dis wat Jesus gaan doen het, 'n proklamasie gaan maak het in die doderyk. Bo grond is dit trane, dis huil, dis hartseer. Maar onder grond is daar 'n paar dinge wat aan die gebeur was. 'n Paar dinge aan die gebeur. En in die 4de plek, waar is ons die orkes? In die 4de plek het Jesus gegaan na Abyssos. Romeine 10 vers 7 sê, of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus uit die dode op te bring. Hy sê in Engels, or who will descend into abyss, that is, to bring Christ up from the dead. Daar waar 'n plek waar demone nie eens wil heen gaan nie. Jy sal onthou die woord het geleer en gesê dat toe Jesus afgevaar het of toe hy die demone uitgedryf het by die varke, toe sê hulle asseblief stuur ons in die varke in. Ons wil nie in die afgrond, moenie ons stuur na daai plek toe nie. Ons wil nie daar wees nie. En wat doen Jesus? Hy gaan af in Abyssos om te gaan proklameer dat hy koning van die konings is, die Here van die leerskare. Gee my gou 'n skot, kyk gou jy net so eentjie weg. Boogrond is dit verseël gewees, vasgemaak, toegemaak, wag en wagte, dit is later gelees was daar. Niemand moet daar wees nie. En Jesus is in die agter hierdie klip. Maar daar's 'n groot werk wat gebeur het agter die skerms. En die woord leer ons die volgende, wat vir my so diep en kosbaar is. Die woord sê, Handelinge 2 vers 24, hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou kon word. Daai woordjie, daar's geboortepyne, Odin, wat beteken geboortepyne? Met ander woorde, die aarde het soos geboortepyne ervaar, en hulle kon nie Jesus meer langer hou nie,
wat hy dan gesê, op die 3de dag sal ek opstaan uit die dode. So die smarte kon hom nie vashou nie. Die wêreld, die aarde kon hom nie meer vashou. Soos 'n saad wat geplant was, moes hy uit die aarde uit opstaan. En weet jy wat het gebeur daardie dag? Hoor gou wat sê hierdie lied. Halleluja. Allie, is jy dankie. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Halleluja. Now death, where is your sting? Our resurrected King has surrendered to defeat. He dead forever. He is glorified forever. Halleluja. He is lifted high forever. He is risen. He is alive. Thank you, Lord. He is alive. The ground began to shake. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered to defeat. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is Come on, get one start song. One start song. He's alive. forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. Let's sing one more time. He's alive. He's alive. Hallelujah. He's alive. He's alive forever. He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Hallelujah. My God is Thank you, Jesus. He's alive. Hallelujah. Die dood kon hom nie vashou nie. Die aarde kon hom nie vashou nie. Daar het werk gebeur agter die skerms. Jesus het opgestaan uit die dode. Halleluja. Vat dit gou die sitplek. There's more. Just stay. I saw the Lord. Jesus staan uit die dood uit op. Hierdie het my hart getref. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, sê die woord van die Here in Johannes 20, ek lees gou 'n paar verse daar. Op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem is. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere en by die hoof en by die voete die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat dit 'n tuinier was en antwoord hom: "Meneer, as jy hom weggedra het, sê vir my waar jy hom neergelê het."
en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, kan ek net gou dit sê? Altyd so kosbaar as ek hierdie gedeelte lees, Jesus noem net die naam Maria. En net omdat hy haar naam genoem het, preek hy vir haar 'n preek. Sodat sy sou weet wie Jesus is. Dis net Jesus wat een woord kan spreek en direk in jou hart inpraat. Dis Jesus. En sy dra haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie. Moenie my aan my raak nie. Don't touch me. Want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God. Julle God. Hierdie tref my in my hart en sê, hoe is dit moontlik dat hierdie vrou het nou net trauma beleef, man. Dit was begrafnis. Hulle het gesien hoe Jesus in hierdie graf indra en al die dinge gesien hoe hy die Via Dolorosa daar gestap het en alles beleef wat almal beleef het en toe Jesus een woord spreek en sê Maria. En sy antwoord hom dat dit Jesus of sy sien dat dit Jesus is. En ek dink by myself sou ek my beentjies korter gehardloop het om by Jesus uit te kom om hom te gaan druk. Maar hy keer aan sê die woord daar's moet my nie vasgryp nie. Don't touch me, moenie aan my raak nie. En ek het gewonder hoe. Ek word stop so na spore. Want Jesus sê ek moet tog na my Vader gaan. En hier het in my hart getref, die woord van die Here leer vir ons. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die seun van God. Laat ons nou die belydenis vashou. Hebreërs 9 vers 11 tot 12. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het hierdie groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. So Jesus moes opvaar na die Vader om die bloed te gaan wys. Ek wonder hoe dit daardie môre in die hemel moes wees. Want toe Jesus afkom, kon hulle hulle hande in sy hande steek en die werk in die sy sit vir Thomas. Maar daai môre toe Jesus in die hemel moes stap. Ek wonder, dis net my prentjie pastoor wat in my kop werk. Dieselfde engele wat by sy geboorte was. Dieselfde engele wat hom gesien het op aarde. Dieselfde engele wat gesien het hoe hulle hom gees en hoe hulle hom begrawe. Ek wonder of daai môre se engele toe hulle hom sien instap. Jy sien, want die hoëpriester moes in die Ou Testament, een keer 'n jaar op Versoeningsdag, moes hy met die bloed deur die voorhangsel stap om dit te gaan besprenkel oor die mercy seat, oor die versoendeksel. Daai dag toe die hoëpriester ingestap in die hemel en hy het die bloed present. Dit is volbring. Die prys is betaal.